Liewe ouer, hierdie is spesiaal vir julle bedoel. Ek is besig met so 'n kort reeksie en hier is by nommer 4, die laaste enetjie van hierdie boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. Ek beskou dit as die beste navorsing wat gedoen is oor skerms en die digitale kant en die virtuele kant onder ons jong mense die afgelope 10 jaar. Dis 'n redelike nuwe boek, is 'n einde 2024 boek. So elke ouer moet net eenvoudig hierdie boek hê. Die subtitel, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Geweldige swak emosionele welstand. Nou ek het in nommer 1 en 2 en 3 het ek nou 'n klomp goed al vir jou gesê wat uit hierdie boek uitkom, en soos ek sê, die pleidooi bly, kry vir jou die boek en lees die hele boek. Dit gaan jou 'n baie beter ouer maak vandag. Vandag kom ek nou sommer, dit is die 4de gedeelte, so ek sluit af vandag, bietjie die oplossingsgerig. Met ander, wat kan ek nou doen? My kind se emosionele welstand gaan agteruit. Ek bedoel, die hele boodskap van hierdie boek is hoe sleg die digitale kant vir my kind se brein is, kognitief en sosiaal en emosioneel. Nou wat is moontlike oplossings? Nou wat hy doen, hy het hoofstukke hieroor in, oplossingsgerig, letterlik, nie net 'n hoofstuk nie, hoofstukke in hierdie boek oor oplossings, en hy spreek regerings aan, en hy spreek die tegnologie maatskappye aan, maar ek dink glad nie die oplossing lê daar nie. Ek dink nie in Suid-Afrika gaan ons regering iets hier aan doen nie. Ek bedoel, dit genoeg ander goed om oor bekommerd te wees, nie dat ek eers dink hulle is oor daai goed genoeg bekommerd nie. Hulle worry nie oor ons kinders se emosionele welstand nie, en hulle worry nie oor tegnologie en skerms nie. So ek dink dit is al ver gesog 'n bietjie in Suid-Afrika, binne die Suid-Afrikaanse konteks. Ons is nie so dapper soos die Australiese regering en die Britse regering, wat definitiewe riglyne rondom hierdie goed het so terloops. Maar ek dink nie ons kan dit in Suid-Afrika verwag nie. Maar hier is 'n bietjie praktiese raad vir 'n ouer. Geen slimfoon voor hoërskoolouderdom nie. So geen laerskoolkind behoort 'n slimfoon te hê nie. Daai internet en wifi toegang 24 uur van die dag, 7 dae van die week, dit hoort nie op laerskoolvlak nie. En dan, as jy vir jou kind nou eendag 'n slimfoon gee, dan moet daar nog streng voorwaardes wees ook. Ek wil amper sê 'n tweede kontrak vir daai foon, vir die gebruik van daai foon, en jy moet toegang tot daai foon hê, en jy moet natuurlik al die toepassings, die apps hê, sodat jy jou kind kan volg op daardie foon. Geen sosiale media vir die ouderdom 16 nie. Ek dink dit is fantastiese raad. Hy sê, jou kind kan nie op sosiale media deur puberteit gaan nie. Puberteit is 'n baie ingewikkelde, moeilike fase vir ons kinders. Dit is 'n fase van vergelyk, dit is 'n fase van hormonaal verander in die brein, en dit is 'n fase van fisiologiese verandering, en dan moet jy so ver as moontlik weg wees van media af en die hele vergelykingsspeletjie wat ons jong mense speel. So wanneer jou kind deur puberteit is, ouderdom 16, heel moontlik, ja, dan sosiale media, en dan weer streng beheer daaroor. Hy noem slimfoonvrye skole. Nou in Suid-Afrika het ons 'n paar dapper skole wat nou al hierdie stap geneem het, en ek wil regtig ons skole aanmoedig en ons ouers aanmoedig, vat hande met mekaar en kom by slimfoonvrye skole, dat ons kinders op akademie kan fokus en pouse op mekaar kan fokus, weer verhoudings en interaksie. Baie strenger beheer wat skerms aanbetref in die huis. Met ander woorde, kry 'n tegnologieplan, kry 'n digitale plan in jou huis met streng reëls, en ouers stel 'n voorbeeld. Moedig jou kind aan om aan sport deel te neem, kultuur, stokperdjies te hê. Geef jou kind huistake en dalk 'n vakansiewerkie of 'n naweekwerkie of tydelike werk, enigiets om hulle van tegnologie en skerms af weg te hou. Geen foon in 'n slaapkamer nie. Ek dink ek voel sterker hieroor as wat hy hieroor voel, want dis waar al die sexting en die isolasie en die kyk na pornografie gebeur, en die neem van naak en semi-naak foto's en die stuur daarvan vir mekaar. So geen foon in 'n kind se slaapkamer nie. En dan sê hy die belangrike is, kollektiewe optrede is nodig. Met ander woorde, ouers en skole moet hande vat. Ouers moet met mekaar hande vat. Daai ding van, ja, maar al my maatjies het, as ons kollektief gaan optree, gaan daai ding stop. So ouers moet hande vat, skole moet hande vat, sodat alle kinders kan sê streng reëls wat slimfone aanbetref in my huis en deur my pa en deur my ma. Ek is nie die enigste een nie. Dit geld ook vir ander. Ek wil 'n mooi storie met jou deel wat uit die boek uitkom.
by 'n laerskool in soos hy dit nou noem South Carolina, 'n laerskool, let wel. Het die studente gesukkel oor die eienskappe van waarmee hulle sukkel, hierdie leerlinge, hierdie jong kinders in die laerskool. Min veerkragtigheid, so hulle resilience was baie laag. Hulle uithou vermoë en hulle het gesukkel om met mekaar saam te werk. Die gevolg by hierdie laerskool was dat daar elke jaar kantooraanmeldings was, hoor mooi die getal, 225 kantoorverwysings en aanmeldings elke jaar. Toe begin 'n onderwyser 'n speelklub. 'n Wonderlike graad 4 onderwyser, nie die hoof nie, 'n graad 4 mans onderwyser begin 'n speelklub. En by hierdie speelklub geen fone nie. En sommer rowwe speelgoed. Daar's ou motorbande wat daar neergesit word en toue wat daar neergesit word en balle en kruit en al sulke goeders. Geen georganiseerde spel nie. So die kinders gaan vrylik kan speel by hierdie speelklub 1 keer 'n week. Later uitgebrei na 2 keer 'n week toe by hierdie skool. Hoor die gevolge. Die kinders was gelukkiger. Daar was minder gedragsprobleme. Hulle het makliker en meer vriende gemaak en hulle was meer in beheer van hulle eie lewens. Is dit nie wat ons wil hê nie? Speelgebaseerde leer. En kyk nou mooi die kantoorverwysings, wat het ek net vir jou gesê, voor die speelklub 225, dit het afgekom na 45 per jaar. So ek wil nou vir jou sê, hierdie boek is goud. Dit is 'n verpligte leesstof, dit is 'n moet lees vir elke ouer. Kry vir jou Jonathan Haidt se The Anxious Generation en wees sommer net 'n beter ouer en dit gaan jou soveel raad en praktiese hulp gee. Dit gaan die lewe vir jou en vir jou kind baie makliker maak. Baie sterkte ouers. Dit was 'n heerlike reeksie van 4 en soos ek sê, alles het eintlik maar gegaan oor hierdie man se briljante navorsing en om hierdie boek in jou hande te kry. Wonderlike vreugde in jou ouerskap en in jou gesin.